Ek wil 'n bietjie met u praat oor die saak van die lig en die duisternis. Dis Pinksterdag vandag. En nie asof dit nou enig iets beter is as enige ander Sondag nie, hoor. Elke dag is dieselfde by die Here. Daar's nie. Ek dink die Here gaan hom vandag nog meer openbaar as die ander Sondag. Hy is waar daar ons hom verwag. Maar ek wil vir julle skrif lees en jy kan saam lees as jy die Bybel gebring het. Matteus die 4de hoofstuk vanaf vers 12 tot en met vers 16. If you have an English Bible, I'll be reading from the Gospel of Matthew, 4th chapter, as from the 12th verse up and through to the 16th verse. Is die enige iemand wat Engels sprekend is, moet ek Engels praat? Is die enige Zulus? Vendas? Shangaan? Sotsis? Kosas? Prys die Here. Solank jy my net kan verstaan. Jy moet nie die verskoning hê as ek dit nie verstaan nie. Ek lees vir u voor, Matteus 4de hoofstuk vanaf vers 12. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea gegaan. En hy het Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur die profeet Jesaja, toe hy gesê het, die land Sebulon en die land Naftali na die see toe, oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Toe Jesus daar in Kapernaum kom, ek was nou eendag daar, dis die enigste plek in die hele Israel wat ek dit kon geniet. Dit was nie vir my 'n baie lekker ondervinding die 10 dae in Israel nie. Ekskuus ek dit nou aanhaal, maar ek wil net vir u sê, ek het net so 'n bietjie meer as 'n week voor dit die tandarts al my tande getrek bo. Op my vrou se aandrang. Ek wou nie, man. Maar ek luister vir my vrou. Boetie, ek kom daar in Israel aan met daai pragtige wit tande. Dis al wat hulle is net mooi, maar verder ek niks werd nie. Kan nie eet nie. Maar kom daar in Kapernaum, hulle sê Jesus het daar gewoon. Ek lees nou hier, hy het daar gaan woon in die Galilea, in die land in die kant van die heidene. Kan jy dit glo? Hy het daar in Galilea gaan bly, tussen die heidene. En toe hy daar kom, toe gaan daar 'n lig op in die duisternis. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die lig en die duisternis. Johannes 8, die 12de vers. Ek gaan dit net lees, u kan maar net luister. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus is die lig van die lewe. Ons moet vanmôre erken, of ons nou wil of nie wil erken nie, ons moet erken, die groter deel van Witbank leef in duisternis. As 'n behoefte aan lig. Waar sal die lig vandaan kom? Wie kan vir ons sê, waar kom die lig vandaan? Ek wil vir u lees, Matteus 5, vers 13, jy kan dit omdraai, as jy nog die Bybel oop het daar. Hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi en deur die mense verwerp te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Halleluja. Mense, ek wil vir u sê, as 'n kind van God, het ons 'n baie groot verantwoordelikheid teenoor die wêreld buitekant.
Want ek wil vir jou sê, om in die donker te loop, in die donker te wandel, boonbehalwe die gevare wat daaraan verbonde is, veral as jy die pad nie ken nie, is nie lekker nie. Om in duisternis te lewe, deur die vyand verblind te word deur duisternis, is 'n moeilike plek om te wees. Nou daar is 'n skrif wat sê dat die lig verdryf die duisternis. En weet jy, ek het iets gesien, daar is nie 'n grenslyn tussen lig en duisternis nie. Jy kan nie vasstel waar hou die lig op nie, jy kan ook nie vasstel waar hou die donker op nie. Daar's nie 'n grenslyn nie. Maar ek het iets gesien, en dit is, hoe skerper die lig is, hoe verder gaan die duisternis. En hoe flouer die lig word, hoe nader kom die duisternis. As jy 'n flitsie het met batterye werk, dis 'n skaars artikel deesdae. Deesdae word hulle mos so geherlaai daar met 'n proppie by jou indruk. Maar hulle word ook maar pap. Maar as jy moet loop met 'n flitsie wat pap word, dan word al donkerder en donkerder. En ek wil vanmôre waag om te sê, en ek gaan nie lank preek, ek het amper klaar. Ek gee my nog net so 2 ure. Dat daar is so baie dierbare kinders van die Here, wat nie meer in staat is om die duisternis weg te stoot nie, om die lig in hulle self donkerder en flouer geword het. En mense, dis ongelukkig nie iets wat mense oor kan glimlag of trots kan wees nie. Maar dit is presies die rede waarom God op die Pinksterfees die Heilige Gees uitgestort het oor die 120 in die oppersaal. Dit is die werk van die Heilige Gees wat God vir ons gestuur het, want soos daardie battery in die flits geherlaai moet word, dat die lig kan skerp word en die duisternis kan verdryf, so kom die Gees van die Here en hy werk in my om Jesus Christus in my so sterk te maak dat my lig kan skyn. Dat ek kan, sonder om 'n woord te kan sê, moet die mense wat in duisternis wandel, kan sê, hier is lig. Kom ons volg die lig. Jy weet, daar is 'n gelykenis van die 10 maagde wat geskryf staan in die woord. En daardie gelykenis van die 10 maagde het nie regtig iets te doen met die wederkoms van Jesus Christus nie. Want as dit was die wederkoms van Jesus, waar het daardie 5 dwaase maagde dan olie gaan koop? Verstaan nie wat ek vir u probeer sê? So daardie olie wat in die lig in die lamp moes wees, was nie te praat van, is jy gereed as Jesus kom nie. Maar het is daarvan te praat, as jy in die duisternis wandel, kan jy nie by die bruilofsaal uitkom nie. As jy met die duisternis gemeng sit in jou lewe, en die vyand jou battery kom pap maak het, dat jou lig dof geword het. Dis ongelukkig 'n toestand in baie kinders van die Here se lewe. En as dinge, weet jy wat, daar's nie nog 'n ding in die lewe wat jou battery so kan pap maak, soos my suster wat kom instaan vir haar kleinkind. Daai bekommernis. Daar's nie nog 'n ding wat jou so pap kan maak as jou kinders probleme het nie. As nie nog 'n ding wat jou so moedeloos kan maak as dit die einde van die maand is. Iemand stuur eendag vir my 'n foto op my telefoon van so lang maar swart, hy loop so lange. Hulle sê daar kom Januarie. Sy geld is klaar. Hy het sy geld uitgemors oor Kersfees. Nou die Januarie maand is 'n lang maand vir almal van ons, hoor. Want jy is baie dapper, jy het 'n bietjie bonus gekry, koop jou vrou dit sulke groot geskenke, jy weet net vir haar buis, jy is nog 'n bietjie lief vir haar. Maar Januarie maand, jy kyk daai geskenk so sê, eers ek moet ook nie al verkoop plan maak nie. En daai goed maak 'n mens, 'n geestelike mens,
se battery so pap, dat die lig in jou kan nie skyn nie. Maar die werking van die Heilige Gees is dat sodat Christus in my duideliker na vore kan tree. As ek meer van die Gees van God in my lewe het, dan kan die beeld van Christus duideliker sigbaar word vir die wêreld daar buite. Want weet jy, die Gees van die Here bring vir jou blydskap. Niemand loop in die straat en sê, ag eerlikheid, ek wou nie gedoop word met die Heilige Gees nie man. Ek wou nie man, ek wou nie in tale gepraat het nie man. Wat toe gebeur het met my, ek is nou so vies in myself. Hoekom het ek dit toegelaat? Ek het nog nooit so iemand raak geloop nie hoor. Inteendeel, as iemand gevul word met die Heilige Gees, sê hulle prys die Here pastoor, God het my gevul met die Heilige Gees. Daar's 'n rede voor. Daar's 'n rede voor. Ja, dit is vanmôre oor 'n mooi Pinksterpreekie so, want ons is nou Pinksterdag. Jy kry mos die geleerde manne wat mooi goed kan preek. Ek gaan nie so mooi preek nie. Ek het nie so mooi kerk met goed liedjies al nie. Die plek is mooi hoor, mag geen fout nie, maar is nie 'n kerk nie. As jy nou die plek ek sê, jy kan nie hier kerk hou nie pastoor. Hier is nie eens 'n beeld van 'n engel of iets nie. Halleluja. God woon nie in tempels op bedaande gebouwens nie. God woon in my liggaam as die tempel van die Heilige Gees. Dis hier waar die Gees van God woon. Halleluja. Ek soek nie 'n kerk met mooi. Ek was nou eendag in 'n kerk hier onder in die dorp. Daar's 'n engel wat hulle gebou het. Ek weet nie of iemand julle almal gesien daai engel. Hy staan daar bo teen die muur. My seker omtrent 12 voet groot hoog. 'n Groot engel, groot, dit's groot oor groot. Jo, sussie. Maar ek voel nie die Here nog nie, maar die engel is daarmee so. My broer, my suster, hoor nou vanmôre van ek vir u vanmôre sê, die enigste persoon wat Jesus Christus in jou duideliker laat skyn, is die Heilige Gees. Dis die waarheid hoor. En ek wil vir nog ietsie sê. Nou weet ek nou sê, hulle luister nou op die televisie daar. Dan gaan mense weet wat my gaan verskil. Dis hulle saak. Daar word soveel opgetrek deesdae deur die geleerde predikers teen die praat in tale, die spreek in tale. Daar's soveel kritiek teen dit nou uit te spreek. Ek het nou onlangs weer 'n paar goed gelees oor groot manne, doktorsgrade wat hulle uitspreek teen oor die uitspraak of die spraak van vreemde tale. Maar weet jy wat? God se woord sê in 1 Korintiërs 14, die tweede vers. As ek in 'n taal praat, dan praat my gees met God. En weet jy dat daar's niks wat my so nader aan die krag van God kan bring as wanneer ek persoonlik in tale gaan bid nie. Dan sê die mense, ag maar jy praat so lank, jy bid so lank in tale. Wat bid jy? Sê ek weet nie, my gees is besig met God te praat. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, wanneer ek in 'n taal bid, dan praat my gees met God. Dis onuitspreeklike dinge, onverstaanbare dinge, maar my gees kommunikeer met God. En weet jy, daardie kommunikasie met God maak dat my lig binne in my sterker word. Dis die krag van die beeld van Christus. Dis die krag van die lig in my. As jy daardie krag verloor, jy kan glimlag soos mooi as wat jy wil by die mense. Ek sê môre, môre. Maar die mense kyk dieper as jy glimlag, hoor. Die mense kan die duisternis in jou lewe sien. Hulle kyk net na jou getuienis. Dan sê hulle maar die ou wat Sondagmôre in die kerk is. En die ou wat ek Woensdagmiddag mee saam gewerk het, sal nooit sê, dieselfde mens, die hoor, something wrong. Iets is verkeerd. Wat gaan met hom aan? Hy het Sondag so mooi gelyk, hy het 'n pak klere aangehad, weet jy, en hy het tot 'n neusring, nee, nie neusringe nie. Mag jy neusring aantrek kerk toe nie. By die werk mag jy 'n neusring dra, by die kerk nie met die kerk aan met 'n neusring nie. Nee, pastoor, wat praat jy nou? Mense, daar's so 'n groot verskil tussen die mensdom by die werk en die mensdom by die kerk. As ons dit kan regkry om die mens wat by die kerk is, net so te kan lyk by die werk. Dieselfde blydskap, dieselfde vreugde, dieselfde heilige gesig, dieselfde alles by die werk ook kan wees, dat die lig van Christus kan skyn in die duisternis, want dis die plek waar hulle dit nodig het, hoor. Die wêreld is in duisternis.
En hulle kan nie uitkom nie, hulle sien nie die uitweg nie. Maar weet jy, o Johannes die Doper, in Matteus 3 hoofstuk, hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, hy is julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Het jy gesien, 'n vuur maak lig, hoor. Dis hoekom daar in die oppersaal, toe die Here hulle doop in die Heilige Gees, was daar 4 vlamme op hulle kop, is 'n teken van lig. En daardie lig is die krag wat Jesus se beeld in my kan uitdra. Dit is die Gees van God wat daai beeld kan elimineer, as ek dit so maar sê, kan illuminate, wat die Engelse woord, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, wat hom kan laat duideliker word, is die krag van die Heilige Gees, wat maak, dat Christus in my duideliker na vore kan tree. Hy is die battery, kan ek maar sê, van die flitslig. Hy is die een wat die lig laat skyn. Jy kan die mooiste flits hê, maar haal die batterye uit, beteken dit niks nie. As jy kyk my mooi flits, broer, kom ons gaan loop, dan val jy in die eerste gat. Sê maar, jy het al 'n flits, ja, is 'n mooi flits, maar nie battery in nie. Dis die probleem. Ons benodig meer van die Heilige Gees. Ag, ekskuus my broer, baie dankie. Ons benodig meer en meer van die Heilige Gees. Nie om lekker kerk te hou nie, hoor. Dit ook, ja. Het is lekker as jy by mekaar kom, en die krag van die Heilige Gees is daar, soos vanmôre, dis hier. Jy wat ek voor gebid het, jy kan maar gaan kyk, jou lewe sal nie weer dieselfde wees nie. Gaan nie weer, sal nie weer dieselfde wees nie. Ek glo God vir dit. Maar mense, jy's daar waar dit duisternis is. Dis waar die lig moet skyn. As almal van ons hier inkom in die aand, al die ligte is aan, ons kom met flits, sê, almal sit die flits aan nie aan, binne in die kerk. As ons uitstap by die kant en donker, sit die flits af. Dis presies wat ons doen, geestelik gesproke. Maar met daardie geeskrag van die vuur van God, daardie krag van die Heilige Gees, Handelinge 1:8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek het nou so 2 weke terug gepraat oor daardie woord krag, beteken eintlik die vermoëns. God gee vir jou vermoëns deur die Gees, deur middel van die gawes van die Gees. Is vermoëns wat God jou gee. Maar die een vermoë wat ons vanmôre oor praat, is dat daar die vermoë sal wees, dat die krag van God so in my sal wees, dat die beeld van Christus duideliker na vore kan kom, dat die mense kan sien, daar loop lig. Ek wil agter die lig aanloop, want daar's lig. Ek het nie meer nodig om in die duisternis te wandel nie. Dis wat ons nodig het. Nie net ons nie, die hele land. Want u weet, en ek weet, ons land is in die duisternis. Voorvadergeeste aanbidding, mense wat die leiers van die land is. Mohammedane wat nie eens glo in Jesus Christus as die seun van God nie, is die leiers van ons land. Hulle vervloek Jesus Christus, hulle wys hom weg. Hy is nie die seun van God nie. Hulle is die leiers van die land. As dit nie duisternis is nie, wat is dan duisternis, hoor? Watter land kan dieper in duisternis land as Suid-Afrika, waar afgode dienaars die leiers van die land is, en begin met wette maak om kerke te beperk. Jy moet 'n lisensie hê. Ek het 'n lisensie, bestuurslisensie. En ek het 'n vuurwapenlisensie. En ek het 'n lisensie om mense in die huwelik te bevestig. Nou wil ek my nog 'n lisensie gee. Ek het nou genoeg, hoor. Genoeg lisensies. Mense, en ek maak nou klaar. Die woord van die Here sê, in Johannes 1:5, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, behalwe waar die lig nie skyn nie. Kan ek vir u vra vanmôre, voor ek vir u gaan bid? Ek glo u bid. Ek glo u aanbid God. Ek glo dit. Maar weet jy, ek wil my ondervinding vir u oordra. Is nie iets om oor te spog nie. Net die waarheid. Paulus sê ook dieselfde, hy sê, ek bid meer in tale as julle almal. Ek bid baie in tale.
Weet jy ooit wat jy bid, pastoor? Ek weet nie wat ek bid nie, maar ek weet een ding, my gees is besig met God verborgenhede te bespreek, is my kommunikasie met God. En ek wil jy aanbeveel vanmôre, as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. God doen dit deur sy seun Jesus Christus, maar jy moet daarvoor vra. Jy moet sê, Vader, doop my met die Heilige Gees, dat ek ook in tale kan bid, dat my verstand dit nie verstaan nie, maar my gees met God kan kommunikeer, dat my gees met God kan praat, want hoe meer ek met God praat in tale, hoe sterker word die lig in my, hoe sterker word die krag binne in my, en die heerlikheid van God skyn by my uit, sodat die beeld van Jesus Christus duideliker na vore kan tree. Ek wil vir u vra vanmôre, maak dit jou gebed. Het jy 'n buurman wat nie die Here ken nie? Elke dag groet jy hom. Môre buurman, sê môre, so nors, ek het 'n sulke nors buurmanne. Sulke moeilike manne. Donker manne. Nie van vel nie, maar donker van gees. Hy soek uit 'n lig. En jy bly reg langs hom. Wanneer gaan jou lig skyn by daai man wat so in die duisternis wandel? Want ons het 'n verantwoordelikheid teenoor elke ou sondaar wat hier verbygaan vandag. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle wat in die sonde lewe. Hulle weet nie van beter nie. Ons kom hier en ons kyk op ons fees en sê, sjoe. Ek het hier eintlik ryk gelyk. Hy ryk eintlik van die sonde. Sou sondaar nie na my kar kom staan nie. Al wat jy vra, meneer, mevrou, jy het my 'n bietjie lig nie. Kan jy nie vir 'n bietjie die lig aanskakel nie? Ek kan nie sien waaraan ek heen nie. Ek sien geen hoop vir my meer nie. Ek het geen plan meer vir die toekoms nie. Ek het nie hoop vir die toekoms nie. Ek weet nie waar gaan ek heen nie. Ek raak depressief elke dag dieper en dieper in die donker in. Want jy het my 'n bietjie lig nie. Ek wil vir u bid. Het jy nodig om op te staan dat die mense kan sien jy sê jy is nie donker nie? Nie skaam word nie. Ek wil jou nie skaam maak nie. Maar ek wil bid vanmôre dat die krag van God, die gees van die Here in jou hart kom werk, soveel so, dat daai bron van krag binne in jou, wat die beeld van Jesus moet laat duideliker word, dat daardie krag vanmôre in jou gees sal werk. As jy wil ingesluit wees in die gebed, jy kan maar jou hand opsteek as jy wil, ek verplig jou nie, maar as jy sê, Here, u praat nou met my vanmôre deur die bediening van die woord, dis wat ek soek. Ek soek die Heilige Gees doping, ek soek die vuur van die Heilige Gees in my lewe, ek soek dit met my hele hart. Is daar iemand wat sê, ek soek dit, ek soek die vuur van die Here, ek soek die vuur, ek soek dit, ek soek dit, ja, ek soek nog meer en meer en meer en meer en meer. Kom ons bid dit saam, terwyl jou hande in die lug is, Here, ons buig voor u vanmôre in hierdie plek. Ek is nie die doper met die Heilige Gees nie. U is die een, Johannes het gesê, die een wat na my kom, hy sê julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek roep daardie woord van Johannes die doper uit in hierdie vergadering vanmôre, Here, dat hier manne en vroue gevul word met die Heilige Gees en met die vuur van die Gees van die Here, sodat u daarin vereer kan word, my koning. Dat u verheerlik kan word deur die lig wat uit ons uitskyn.